Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons lees saam in die Bybel dat as jy die koninklike wet vervul volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen julle goed. Genade en vrede van God ons Skepper, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, God het ons gegroet. Kom ons antwoord op God se groet deur saam te sing uit Gesang 207. Die Here het ons bevry van die slawerny van die sonde. Galasiërs 5 vers 1 stel dit duidelik dat Christus ons vrygemaak het, dat ons werklik kan vry wees. Die Here het dit al in Eksodus 20 gesê dat hy die God is wat vrymaak. Hy het immers Israel uit Egipte bevry. En toe eendag by die berg Sinaai, gee hy vir Moses 2 kliptafels en sê daarmee, as jy vry wil bly, dan moet jy geen ander gode hê nie. Dan mag jy nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak en dit vereer of dien nie. Dan mag jy nie die naam van die Here jou God misbruik nie. Dan moet jy sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou en daarop rus. Dan moet jy jou vader en jou moeder eer. Dan mag jy nie moord pleeg nie. Dan mag jy nie egbreek pleeg nie. Mag jy nie steel nie. Dan mag jy nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En dan mag jy nie begeer nie. As ons eerlik onsself ondersoek voor die spieël van die woord, sal ons sien dat ons vryheid in hierdie week telke male prys gegee het. Soos Galasiërs 5 vers 1 dit verder stel, het ons onsself weer onder 'n slawejuk laat indwing. Kom ons bely dit voor die Here. Ewige en almagtige God, U ken ons harte. U ken al ons begeertes. Vir U is niks verborge nie. Reinig daarom ons harte deur die werking van U Heilige Gees, sodat ons U volmaak mag lief hê
en u heilige naam mag groot maak, deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, hoor hoe beskryf Hosea 11 die liefde wat God vir ons het. Hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Uit dankbaarheid vir God se liefde en genade, kan ons dan ook saam ons geloof bely. Die Here is ons God. Hy is die Here van die heersers. Hy is die Vader van sy volk wat op pad is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy sorg vir ons. Sy koninkryk het naby gekom in Jesus van Nasaret, die Messias ons Here. Hy het uit die dood opgestaan en roep ons om hom te volg. Die Gees bewerk die nuwe lewe in ons. Dit lei ons in die waarheid. Dit wys vir ons dat ons stikkende wêreld moet mooi maak. Dit gaan saam met ons die toekoms in. Amen. Kom ons loof God vir God se goedheid, deur saam te sing uit Gesang 219. Praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom, die bruid verwag u, altyd tot u lof bereid. Sing o sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. U die heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Die heerser oor die wêreld, Seun van God, hoor ons lied. Geliefdes, kom ons bid saam. O Here, onuitputlike bron van alle goeie dinge. Ons eer u vir die gawes van u liefde. Gee dat ons u woord mag hoor met 'n opregte begeerte om te ontvang wat dit beloof en te gaan doen wat dit van ons vra.
Graveer u woord nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Verander ons deur u Heilige Gees om al hoe meer aan die beeld van u Seun gelyk te word. Ons wil ons verwonder oor u heerlikheid, terwyl ons in hierdie helder spieël van u evangelie kyk. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam vanoggend uit Deuteronomium 18 vanaf vers 15 tot 20. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. 'n Profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan. Na hom moet julle luister. Dit is eintlik wat jy van die Here jou God by Horeb op die dag van die byeenkoms gevra het. Toe jy gesê het, ek kan nie langer na die stem van die Here my God luister en ook nog na hierdie groot vuur bly kyk nie. Ek wil nie sterf nie. Die Here het toe vir my gesê, wat sê hulle is goed? Ek sal vir hulle uit hulle volksgenote 'n profeet soos jy laat opstaan en ek sal my woorde in sy mond lê. Hy sal vir hulle alles sê wat ek hom beveel. En van die persoon wat nie luister na my woorde wat hy in my naam sê nie, sal ek rekenskap eis. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te sê wat ek hom nie beveel het om te sê nie, of wat in die naam van ander gode praat, daardie profeet moet sterf. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Deuteronomium word deur baie gesien as die boek waarin Moses se laaste woorde hervat is. Hy verduidelik die Torah, of dan nou die wet soos wat ons dit ken, aan die nuwe generasie Israeliete. Moses verduidelik die ou wette en voeg dan ook nuwe wette tussendeur by. Dit is eintlik waar die boek van Deuteronomium se naam vandaan kom. Dit word afgelei van die Griekse woord Deuteronomion, wat letterlik tweede wet beteken. Moses doen dit om die nuwe generasie aan te spoor om meer getrou aan God te wees as wat die vorige generasie was. In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, vertel God vir die Israeliete dat God iemand sal stuur, 'n profeet, om hulle geestelike leiding te gee. Die profeet sou die leiers van Israel aanspreeklik gehou het vir die optredes en handeling met die mense. Soos met meeste van Israel se wette, wat hulle anders maak as hulle bure, het die profete ook 'n hoër gesag as die konings en die priesters gehandhaaf. Israel se bure het geglo dat die konings goddelik was en dat niemand hulle mag kritiseer nie. Die profeet wat God sal stuur, sal baie soos Moses wees. Die teks brei nie veel uit wat daarmee bedoel word nie. Ons kan maar aanneem dat hierdie profeet deur God geroep sal word, soos wat Moses deur God geroep was, en dat die profeet getrou sal bly aan hierdie roeping, soos wat Moses getrou aan sy eie roeping was. Net soos wat Moses God se woorde aan die volk oorgedra het, sal hierdie profeet dieselfde doen, en Israel ook aanmoedig om aan God getrou te bly. Ons mag hier moontlik in 'n slaggat trap en dink dat die profeet van wie God hier praat, Jesus is. Alhoewel Jesus self 'n profeet was, verwys hierdie gedeelte ook na die profete wat reg deur die geskiedenis van Israel uitsprake van God gelewer het.
Die klem val in hierdie gedeelte nie op die toekoms en die redding wat in die toekoms lê nie, maar op die alledaagse lewe, waar die volk mis weet wie namens God praat. In ons teksgedeelte sien ons ook dat daar onderskeid gemaak word tussen die profeet wat God aanwys en valse profete. Beide sal sê dat hulle namens God praat. Maar hoe weet die wat na hulle luister, watter profeet deur God gestuur is en watter een vals is? Soos met soveel ander dinge in die lewe, het die Bybel ook riglyne hieroor, wat ons kan help om te onderskei of iemand 'n profeet is wat deur God gestuur is, en of hulle dalk 'n valse profeet is. 'n Profeet wat deur God aangewys is, sy eerste keuse is nie om 'n profeet te wees nie. Dink byvoorbeeld aan Moses se toespraak by die brandende bos, of Jeremia se argument dat hy te jonk is. Nie een van die profete in die Bybel is 'n profeet omdat hulle dit wil wees nie, maar eerder omdat hulle God se roepstem nie verder kan ignoreer nie. Die profeet se woorde moet 'n ooreenkoms toon met dit wat voorheen gesê is. 'n Profeet spreek nuwe woorde in nuwe omstandighede. 'n Goeie voorbeeld hier sal wees hoe Paulus die Ou Testament verstaan en herinterpreteer volgens Jesus Christus se dood. Die Heilige Gees beweeg in nuwe en onverwagse maniere. Maar as 'n profeet se woorde die teenoorgestelde is van dit wat ons in die Bybel van God leer, behoort ons ook bietjie agterdogtig oor hom of haar te wees. Beide die ware en die valse profeet word geken deur die vrug wat hulle dra. Lei die profeet ander om vir Christus te volg of vir hulle self? Praat die profeet oor bekering en transformasie of is selfvoldaanheid en selfbeheptheid die woorde wat oor sy lippe kom? Ek sou graag 'n paar ander riglyne buite die Bybel ook hier kan byvoeg. In ons eie tye is dit deesdae baie maklik om 'n WhatsApp stemnota te stuur waarin iemand verklaar dat slegs hy of sy toegang het tot God se waarheid. Wanneer so 'n stemnota uitgestuur word met die doel om beroemd te word, is die persoon nie 'n ware profeet nie. Wanneer 'n profeet hom of haarself probeer verryk uit ander, is hulle nie 'n ware profeet nie. Net so behoort ons ook versigtig te wees vir profete wat Bybelverse sonder konteks en sonder die nodige agtergrondkennis aanhaal. Die tyd en die wêreld waarin die boeke van die Bybel geskryf is, verskil baie van die tyd en die wêreld waarin ons vandag lewe. Hoe ons dink en hoe ons dinge verstaan, lyk baie anders as hoe die antieke Israeliete en die vroeë Christene gedink het en dinge verstaan het. Hiermee sê ek nie dat God se woorde of die verhale van God se handeling met die wêreld geïgnoreer moet word nie, maar dat ons die Heilige Gees sal toelaat om ons ook tot 'n ander interpretasie te lei, net soos wat dit met Paulus die geval was. Die profete het dieselfde gedoen. Wanneer ons dink aan dit wat ons in die boeke van die profete lees, mag ons onder die indruk verkeer dat hulle die een of ander soort toekomsvoorspellers was. Hulle het vertel van die dinge wat met Israel kon gebeur, ja, maar hulle het nie die toekoms voorspel nie. Hulle primêre doel was om uit te praat teen ongeregtighede wat plaasgevind het. Dit beteken dat hulle baie keer dinge gesê het wat mense nie wou hoor nie. Dinge wat die volk ongemaklik laat voel het.
Daar was woorde van vertroosting en hoop, maar daar was ook woorde van oordeel. Om hierdie rede was profete selde gewild gewees. Ware of valse profete is die sentrale gedagte in die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Maar meer spesifiek, wie praat namens God? Tye het verander. Daar is nie 'n koning wat regeer of 'n profeet wat ons met sekerheid kan sê deur God aangestel is nie. Selfs die priesters soos ons van hulle in die Ou Testament lees, bestaan nie meer nie. Daar is nie vaste poste met 'n posbeskrywing wat geadverteer word en 'n persoon wat dan in hierdie pos van koning, priester of profeet aangestel word nie. Dit beteken egter nie dat die rol van 'n priester of 'n profeet tot niet gegaan het nie. Dit het net effens meer persoonlik geraak. Elkeen van ons se persoonlikhede leen dit self uit tot 'n spesifieke geestelike of godsdienstige rol. Wie praat namens God? In 'n mate praat ons almal namens God. Ons praat namens God is nie net die klanke wat deur ons tong gevorm word en deur ons mond na buite beweeg nie. Ons praat namens God is ook in ons optrede te sien. Wat sê ons optredes van ons verhouding met God? Wat sê ons optredes van onsself? In watter kategorie val ons? Ware profeet of valse profeet? Dit is nie maklike vrae om mee gekonfronteer te word nie. Dit is ook nie lekker om daaroor te dink dat ons al die een of ander tyd in ons lewens op 'n manier opgetree het wat nie in lyn is met die wil van God nie. Ons kan probeer maak asof dit nie die geval is nie, maar diep binne in ons weet ons dat ons al almal dinge gedoen het en gesê het wat nie pas by 'n gelowige nie. Daardie keer toe ons eie belange voor die belange van ander geplaas het. Die keer toe ons stil gebly het, toe iemand verkeerdelik oor die hals gehaal is. Die keer toe iemand anders die skuld vir ons foute gekry het. Die wegkyk of ignoreer van iemand in nood. Die te besig wees om vir 'n paar minute net te sit en te luister en te troos. Die belofte aan onsself om beter te doen en beter te wees, net om die volgende keer weer te misluk. Die lysies wat ons hieroor kan opstel, kan oneindig wees. Natuurlik voel ons skaam oor hierdie soort optrede van ons. Maar ons moet ook onthou dat as ons sonder foute en sonder sonde was dit nie vir God nodig om vir Jesus Christus aarde toe te stuur nie. Ons kan nie teruggaan in die verlede en die foute wat ons gemaak het regstel nie. Maar ons kan, wanneer ons bewus is van hierdie foute, probeer om dit nie weer in die toekoms te herhaal nie. Hoe praat ons namens God? Wat sê ons optredes? Ons praat namens God, los 'n voorbeeld vir die nuwe generasie gelowiges. Soos wat Moses die wette vir die nuwe generasie Israeliete uitgelê het, so ook is ons optrede 'n voorbeeld van die godsdienstige wette wat ons vir ons kinders nalaat. Watter wet
Watter praat namens God wil ons vir ons kinders los? Om ander se belange voor ons eie te plaas. Om te praat wanneer ander verkeerdelik aangespreek word. Verantwoordelikheid te neem vir ons eie foute. Nood raak te sien en betrokke te raak. Tyd maak om na ander te luister en om hulle te troos. Om al hierdie dinge en nog meer te doen, selfs al maak dit ons ongewild by die mense rondom ons. God vra nie van ons om gewild te wees nie. God vra van ons om in liefde op te tree en om regverdig te wees. Dit is die pad van 'n ware profeet. Geliefdes, mag God se roep na ons om die regte en die liefdevolle ding te doen, so hard na ons roep soos wat God na al die profete voor ons geroep het. En mag ons dan ook op 'n plek kom waar ons dit nie verder kan ignoreer nie. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Almagtige God, ons weet dat ons nie altyd die regte dinge doen of sê nie. Maar terselfdertyd wil ons ook namens U praat en ontbloot ons so as valse profete. Here, help ons om op die regte manier namens U te praat. Nie net deur ons woorde nie, maar ook deur ons optredes. Selfs al maak dit ons ongewild by die mense rondom ons. Ons vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U vol liefde en vol genade is. Amen. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen, halleluja,
God vir jou die wil gee om regverdig op te tree. Mag Christus jou vrymaak om lief te hê, en mag die Heilige Gees gaan waar jy gaan, en jou altyd beskerm. Amen.